Hoofstuk 9. Die ou verkromde man is ingebring. Streng beveel om by die klein ondervragingstafel sy plek in te neem. Die mond stram, lyf verontskuldigend. Hy was gereed vir oorlog maak, stry. Meneer Brandt, weet u hoekom u hier is? Woede wat 'n ou, vrede liggaam voel. Geen reaksie. 'n oomblik van waarheid. Meneer Brandt! 'n stywe nek. Nou maar goed. Ek sal dadelik tot die punt kom. Die rede hoekom u hier is omdat ons rede het om te glo dat u dogter vermoor het. Ons weet alreeds die res. Dit wat u aan haar gedoen het, vandat sy 12 jaar oud was, daarop hoef u nie te reageer nie. Daar was hoegenaamd geen geduld, genade in my stem nie. Meneer Brandt, antwoord ons! Daar is niks om te sê nie. Julle misgis julle. Wie dink julle is julle? Daar was 'n glimlag van vergenoegdheid op my gesig. Uiteindelik was daar 'n reaksie. Waar is sy, meneer Brandt? Waar is sy? Niemand anders het 'n motief gehad om van haar ontslae te raak nie. Net jy! Herr Brandt was onverhoeds betrap deur die streng gesaghebbendheid van my speederstem. Het sy liggaam nog meer verkromp geraak, soos 'n bang klein kindjie wat in die hoek van 'n kamer probeer wegkruip. Ek weet nie. Ek en my kollega kon die vrees en paniek aanvoel. Sy was swanger, meneer Brandt, en jy was die oorsaak daarvan. 3 van haar vriende het na vore gekom en 2 van hulle het geweet wat jy aan haar gedoen het. Hulle het stil gebly, meneer Brandt, want dit was haar begeerte om jou vrou Annie van hierdie smart te beskerm. Verstaan u dit? Verstaan jy genade? Dit was op daardie oomblik dat sy wrang siel aangeraak is. Was daar tog 'n mens berou onder al die wreedheid? Sy wou weggaan, weg van my en Annie om die kind op 'n ander plek te gaan kry. Sy het gesê dat sy nie weet of sy ooit gaan terugkom nie, dat haar kastig te veel hartseer in die huis is. Ons was altyd net goed vir haar, ondankbare kind. 'n nikszeggende antwoord, vermyding op 'n pertinente vraag. Meneer Brandt, al is dit die laaste ding wat ons doen, vir Katrien gaan ons opspoor, lewend of dood. Daarvan kan jy baie seker wees. Jy kan of saamwerk en dit vir jouself makliker maak, of nie, en die teenoorgestelde gevolg hê. Jy kies.
Weereens het dit gelyk asof my woorde ingesink het. Het ek en my kollega na mekaar gekyk. Beide met dieselfde gedagtegang. Ons was nou nader aan die waarheid as ooit tevore. Waar is sy, meneer Brandt? Hy was op die rand van bieg. Die wroging van sy gees duidelik sigbaar. Hy wou tog die las afgooi, maar nie die gevolge van sy besluite dra nie. Wou hy nie die waarheid in die oë kyk nie. Hy het sy mond op 'n knop getrek, halstarrig. Ek wil huis toe gaan. Julle het absoluut geen bewyse teen my nie. Ek ken my regte. Hy het opgestaan, sonder huiwering by die klein vertrekkie uitgestap, sonder om te kyk. Ons het geweet dat hy 'n bouer in sy jonger dae was. Kon Katrien se verdwyning iets daarmee te doen hê? Waar om te begin? 'n fynkom van geboue, huise, hotelle, enige bouprojek waarmee hy 25 jaar tevore te doen gehad het of nie. Maar ons was vasberade. Met of sonder sy hulp sou ons wel vir Katrien opspoor. Sou daar afsluiting van 'n onafgehandelde verdwyningssaak wees. Breinlaars finaal gebeure in 'n ver hoek van 'n donker liaseerkamer. En sou ons seker maak om hom diskreet te agtervolg elke keer wanneer hy sy huis verlaat. Miskien sou hy ons selfs lei na waar Katrien gevind kon word.